Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Ernest, Boerfin Meister, Financial Meister. Jessie, hou aan, ek luister. Meister. Sal jy vir my net daai stukkie uitsny, ek wil dit vir my maak en stuur. Dat jy 'n meister is? Ja, van die finansiële ene. In elk geval, maar goed, kom ons gesels die geldjies vandag weer. Vandag se topic is soos wat dit nou maar die laaste ruk is en vir die res van hierdie jaar. Ons het nou na vandag dink ek nog so 3 sessies oor vir die jaar. So dis vandag is 6, nee, is vandag al die 6ste, is week 6 vir ons, is dit nie? Ja, geen glo, maand en 'n half. So. Maar in elk geval so, ek wil ten minste ondertoon van eiendom deeltyd hou vir die res van die jaar. Maar wil ek vandag net eers gou vinnig begin met 'n kort storie. So dis nie. Dis 'n vars angle. Vandag is dit nie so grappige ene nie, dis maar goed, kom ek vertel. So eendag sit hierdie zenmeester hy daar Zenmaster, sit hy daar soos wat Klimma doen in die woud tussen die bome. doen push-ups op sy vingerpunte. Jy is nie snaaks nie. Met hulle hake op hulle skoot. Ja. So sit hy daar. Onder hulle nippels, hulle druk om ons verder soos 'n kruisde been, 'n nuwe definisie. So sy student sê toe vir hom, meester, wat gaan ons vandag doen? En die meester sê vir hom, ek gaan 'n bietjie gaan pyl en boog skiet in die woud. Stap saam met my, dan kom kyk jy, hoe skiet ek vandag pyl en boog. En hy sê, ons het hierdie al 'n paar keer gedoen, maar goed, ons kan dit vandag weer doen. En die meester stap daar in die woud in, en hy haal al die langbou van hom uit, en hy haal 'n klein blommetjie, pluk hy daarso, en die klein blommetjie gaan sit hy nou op 'n boom, as 'n teiken. En hy stap 300 meter van daai boom af weg. En hy sê vir die student, bind gou my oë toe met hierdie serp, dan wys ek jou iets. En die student bind die meester se oë toe, en hy haal 3 keer diep asem, en hy skiet sy pyl. En hy sê vir die student, gaan kyk gou daarso. En die student hardloop, en hy gaan kyk, maar daar is die blommetjie nog heeltemal intak teen die boom vas. Hy soek die pyl, maar dis nie naby nie. En hy kom net terug by die meester en hy sê half embarrassed, hy weet nie hoe om hierdie te hanteer nie. En hy sê vir die meester, jy het gemis. En hy sê toe, obviously, my oë was toe. En die student sê vir hom, dumbass. Daar maak jy die pyl gekry. Ek wou check op jou oor. En die student sê vir die meester, maar ek het gedog, jy gaan nou vir my wys dat met fokus en
dat jy nou Visualisering. gaan jy nou daai blommetjie raak skiet, en hy sê toe vir hom, nee, eintlik het ek net vir jou gewys, as jy nie jou oë op die target kan hou nie, gaan jy mis. Dis waar. En dit is toe nou waar die les toe nou inkom. So, waarom ek die storie dan nou vandag vertel, is ek wil so bietjie gesels oor aftreebeplanning, en meeste van die mense het nie, jy weet nie waarvoor mik jy nie. Nou sekere reëls as jy nou jou... Hoekom mik mense nie vir 'n target nie? Dit is so kompleks, dat meeste finansiële adviseurs kan nie eens vir jou behoorlik vertel waarvoor jy veronderstel is om te mik nie. Ek meen, as ek nou moet, al die rules of thumb wat ek altyd hoor, jy moet 10 keer jou annual income gespaar hê om te kan aftree. Maar hoe 'n moer weet ek wat my annual income gaan wees 30 jaar van nou af? So, en ek weet nie eers waarmee moet ek 10 keer wat werk jy mee? Yes. Ja, so nou moet ek so dit is sulke jy moet 15% van jou inkomste wegsit. Ja. Okay. Van wanneer af? Is dit okay as ek begin wanneer ek 35 is, of is dit dan 25%? Jy weet as ek 40 is. Dit is amper soos 'n suurlemoen eet. Nee, jy moet net suurlemoen water drink vir 30 dae. Dit is jou antwoord. Ek meen, dit is sulke goed. Nee, dit is about dieselfde level om het tot dit te reduce. Ja, en ek dink meeste van die mense gaan net 'n sakkie suurlemoene kan bekostig as hulle aftree, so dalk moet hulle dit dan raak het gewoon. Jy gaan sien hoe verloor jy gewig. Raak nou gewoond aan my eet. In elk geval, so ek wil gou 'n paar statistieke sommer net gou deel. So hierdie studie is deur Sanlam gedoen 'n paar jaar terug oor aftreebeplanning. So hulle het gesê dat goed, jy moet op 56% van mense begin eers na 28 te spaar vir aftrede, waar jy veronderstel is om op 23 te begin. Dan meeste mense sit 7%, is die gemiddeld wat mense van hulle salaris wegsit vir aftrede, jy is veronderstel om 15% weg te sit, en 62% van mense, wanneer hulle van 'n werk verskuif, dan vat hulle daai geldjie, en jy betaal 'n klein huisie vol belasting daarop, maar jy soek daai zakkie in jou beursie. Jy wil hom nie oorsit in 'n nuwe pensioen tipe fonds in nie. En hierdie studie is nie gedoen op ons groter Suid-Afrikaanse mark nie. Hierdie studie is op professionele mense gedoen. So ek wil sê, is konservatief, want ek wil in teorie hulle het 'n goeie salaris, is stabiel. So dis best case scenario hierdie. Dis. Dit gaan sy van daar af. Wel, ek moet sê, ek het al baie keer, en dit is eintlik vir my verbasend, ek het al partykeer gesien dat mense wat baie arm is, wat ek letterlik nie weet hoe hulle oorleef nie, geld spaar, wat ten minste proporsioneel baie meer is wat ek al reg kry. Ja. Soos wat eintlik 'n baie hoër vlak van finansiële dissipline het, en weet, dink hoe mense aan stokvels deelneem en sulke goeters wat mense dra deur baie moeilike tye. So ek sê maar net, dit is ook versigtig wees vir algemeening, maar ek dink dit is nie heeltemal 'n miskonsepsie nie. Ja. Maar ek dink ons tipiese luisteraar wat na Son luister, val in hierdie, min of meer in hierdie klas wat ons nou van praat. So 51% van mense kan die dag wat hulle aftree nie ends maak meet nie. Hulle kan nie bekostig om af te tree nie. Nou praat ek nie van 10, 15 jaar in aftrede in nie. Vandag 1 af kan hulle dit al nie bekostig nie, 51%. Dan 33% van mense die dag wat hulle aftree, het hulle nog 'n hoop skuld wat hulle nog moet afbetaal met hulle pensioengeld. En dan 53% van pensionaars en nuwe pensionaarsse het nog 'n ouer wat in die huis bly, wat nog afhanklik is van hulle. So dit kom by daai sandwich generation wat hulle praat van. So tipies bietjie die ouer, die mense wat nou in aftrede min of meer ingaan, sit baie keer met 'n 35 of 'n 38-jarige kind wat nog in die huis is, en dan met 'n ouer wat nog lewe. So jy sit weerskante toe nog met 'n finansiële afhanklike. Maar jy is 'n killer in Counter-Strike. Ja. Ons het so bierman wat nog by sy ma bly, wat so gil terwyl hy sy game speel.
In elk geval, ek het hom al 'n paar keer gaan stil maak. En dan speel ek met my kinders in die tuin. Hoor jy nie toe vloek hy op die online game? Dan gooi hy ons met peerbomme daarvan bo af. So ek kan dit nogals nie hanteer nie, maar in elk geval. So dit is 'n situasie, 'n scenario wat ek gou hier skep. So basically wat ek uit hierdie statistieke uitvat, is as jy nie op 23 begin spaar het vir jou aftrede nie, as jy nie 15% van toe af reg deur wegsit nie, en as jy al ooit jou geld gevat het, as jy van 'n werk verander het, is jy in jou moerin. Julle met 'n lekker naweek hè. Dan kan jy nie die blinddoek van jou oë afmeel nie. Nou help dit nie jy kyk nie. Dan het jy nou klaar, dan het jy hierdie game se reëls, terwyl ons nou van die games praat, jy het die reëls gebreek van hierdie game, en om nou weer daai boksies te gaan tik, om te sê, om dit in te haal wat jy nou verloor het, raak dan regtig baie moeilik. Veral die double whammy, want nou is jy so oop om vir 'n scam gevang te word vir 'n get rich quick scheme, nee, maar nou dink jy net, hoe haal ek hierdie in, hè? Ek moet een of ander ding met 1000 maal. Hoe gaan ek dit reg? Ja, dit maak jou desperaat en of wat meeste van die mense dan doen, is hulle sê net, ek sal daaroor worry bietjie nader aan die tyd, ek gaan die volstrys approach vat, en net die blinddoek ophou, en nou maar in die case, gelukkig, ek dink, dis nog steeds belangrik, om wel die gap so klein as moontlik te hou, om wel aan te hou met jou 7%, eerder as om dit nou 0 te maak. Nog steeds jou jare in te sit, en te kyk hoeveel kan jy, as jy nou 20 jaar van aftrede af is, en jy het nie veel weggesit nie, kyk maar hoeveel kan jy wegsit in 20 jaar, miskien bietjie van jou SARS geld, wat uitbetaal as 'n besigheidseienaar, wat gooi nou maar 'n lampsampie elke jaar in, probeer daai maandeliks te doen, hou die gap so klein as moontlik, maar waaroor ek vandag dan 'n klein bietjie wil praat is, hoe vul ons dan die res van die gap? En dit is waar ek nou weer nou maar inkom, ek dink almal weet wat die antwoord is, eiendom. Koop 'n eiendom of 3, om daai gap kleiner te maak. So ek het 'n rukkie terug gewerk aan 'n calculator. Ek het 'n baie slim vriend wat my gehelp het om hierdie calculator te bou. Jy het hom actually ontmoet, Isak. Ja. Maar hy het my gehelp, hy is baie goed IT en goedjies bou. So hy het my gehelp om hierdie calculator... En so wat hierdie calculator van my doen is basies om te gaan kyk, dit wat jy reeds weggesit het, dit wat ons dink jy nog in die toekoms gaan wegsit, hoeveel gaan dit werd wees teen die tyd wat jy aftree, en hoeveel gaan jy nodig hê in die toekoms met inflasie en alles ingereken, wat gaan jy nodig hê om te kan aftree? En dan vat ons daai shortfall en ons kyk hoeveel eiendomme van watse waarde gaan jy nodig hê om daai gap mee te kan vul. Dit is nou nogals heel interessant, want as jy nou byvoorbeeld jou sommetjies maak, jy het 'n R20,000 per maand shortfall, dan weet ons goed, jy gaan plus minus nou, so gou as moontlik, 2 eiendomme moet koop van plus minus 1.2 byvoorbeeld miljoen rand elk, dat hulle so naby as moontlik in vandag se geldwaarde vir jou 'n R10,000 return kan gee, sou hulle afbetaal gewees het. Nou het jy 20 jaar om hom af te betaal, en wat die som relatief makliker maak, is die huurinkomste groei ook met inflasie. So as hy vandag vir my 10,000 gaan gee, gaan hy oor 20 jaar van nou af vir my die min of meer die ekwivalent van R10,000 gee. En op hierdie manier kan ons dan nou ons gap al hoe kleiner maak deur om van eiendom gebruik te maak. So ons het dan nou nog 3, soos ek net nog sê, 3 episodes oor vir die jaar, en vir die volgende 3 episodes gaan ek bietjie fokus op die strategieë
wat ek gebruik en wat ek op die harde manier al geleer het, hoe om in eiendom te belê en hoe om dit so winsgewend as moontlik te maak. So dit is die MBA, so dit is Boervind se MBA in eiendomsbelegging strategie. So ek gaan bietjie in die M, die B en die A gaan indelf. So net om so vinnig somme net te sê wat dan nou voor lê vir die volgende 3 weke. So volgende week begin ek met die M. Die M is vir motief. So mens koop verkieslik eiendom as jy dit as 'n belegger wil jy altyd onder markwaarde eiendom koop. En die enigste manier hoe jy onder markwaarde sal regkom is nie as jy dit van die plan afkoop of van by 'n eiendomsagent gaan koop nie. Daai goeders op Property 24 is alles markwaarde. So jy wil by die motiveerde auction is deel van, want dit is 'n gemotiveerde verkoper en dis waar die M vandaan kom. Interessant dalk is dat die definisie van markwaarde is, ek het dit nou nie die hele ding, miskien reg het my kop, maar is basically so sê, die prys waarteen 'n eiendom sal realiseer op die oopmark na voldoende bemarking in 'n transaksie tussen willing buyer en willing seller. En die willing buyer, willing seller deel val so 'n bietjie weg wanneer dit is markwaarde. Mense verstaan daai ding glad nie. Ja, willing buyer, willing seller ja. beteken nie soos want mense dink altyd met expropriation, but I'm not a willing seller, I'm being expropriated. And I says, yes, the measure of the value is as if between a willing buyer and willing seller. Yes. So hipotetiese kwessie en dan as jy daai definisie gaan afbreek in 'n waardasie kursus en dan vat jy nou elkeen van daai komponent, want as jy waardasie doen, moet jy dit gaan toets teen daai definisie. Nou, een van die goed wat daai definisie breek is, it's not a willing seller if it's a desperate seller. So as die bank die plek vat op 'n auction, then you're not a willing seller, you better sell it, the bank is selling it. Ja, en dit is dan eintlik waarna my soek, nee, so jy het 'n desperate seller is actually waar jy die markwaarde code kan crack, nee. Yes. En ek sal eerder by daai seller wil uitkom voor die bank die eiendom terugvat, sodat dit 'n wen-wen situasie is, want ek wil ook altyd die verkoper in 'n beter posisie sit as wat hy of sy voorheen of was, of wat volgende sou gebeur het. So ja, uitbuiting. Ja, nie uitbuiting. Ja, wel onder andere, die bank sal maklik, ek kan nie dink minder 30 nie, maar 30 tot sê nou, maklik 150.000 rand nog aftrek ook nog, want hulle moes legal fees baie keer spandeer het, om tot by daai punt van eksekusie te kom, en auction fees en al daai goed. Ja. So wat ek dan nou volgende week bietjie wil bespreek is, waar kry jy hierdie gemotiveerde verkopers? Wat is die tipe strategieë wat jy kan gebruik om voor so 'n verkoper te kan sit, voor die bank die eiendom terugvat en wel 'n goeie fair deal op die tafel te kan sit, waar jy die eiendom dalk teen 'n 20% onder markwaarde kry, maar daai persoon ook nog kan wegstap met 'n paar rand in die sak en nie met die swart wolk oor hulle kop waar die bank die eiendom teruggevat het nie. So dit is tipies, ek gaan dalk so 5 of 6 strategieë deel volgende week, hoe ons by daai mense kan uitkom. Nice. So dan die B van die MBA is berekeninge. So die deal is net goed as jy klaar die somme gemaak het. Dit help nie, jy koop 'n eiendom 20-30% onder markwaarde, maar jy weet nie hoe om te toets nie. Soos wat jy net gesê het, maar jy moet eers weet wat is die markwaarde. Jy moet eers daai somme gaan doen, voor jy kan weet wat is 20% onder markwaarde. En byvoorbeeld om ook vas te stel, is hierdie eiendom nie dalk in 'n omgewing wat besig om te verval nie. Jy kan natuurlik lucky wees, maar die kans is bietjie groter dat jy gaan unlucky wees, want jy weet dalk nie, jessie, maar jy gaan nie hierdeur kry nie, want dit is te gevaarlik. Ja, jy moet 'n paar keer ten minste op 3 verskillende maniere die ding gaan toets, om seker te maak, cross-reference alles, en seker te maak jou berekeninge is reg gedoen, dat jy 'n worst case kan vrede maak met hoeveel gaan die belegging jou kos, of hoeveel gaan jy maak, en daarom 'n ingeligte besluit maak, wanneer jy dan in 'n eiendomsbelegging inklim. So dit is die B van die MBA.
En dan die A natuurlik is by verre my gunsteling ene en die meeste ander mense se gunsteling ook. Die A is vir alternatiewe befondsing. So wat as die bank nie vir my daai miljoen wil gee nie, of as hulle dit nie dadelik vir my wil gee nie, hoe kan ek betrokke raak in eiendom? Hoe kan ek daai gap kleiner maak op aftrede, sonder dat die bank noodwendig vir my die geld gaan leen? So dit is altyd 'n lekker gesprek, dit is nie net sommer 1 of 2 quick fixes nie, daar is 'n paar goed deurdinkte strategieë wat al oor en oor gebruik is. En daai is ook, weet Ernest, want ek kry baie, ek het 'n pel Philip, ek hoop jy luister, jou skerminkel, die val jou entrepreneurs, né? Jou entrepreneur, jou besigheidseienaar, ons weet mos een van die mysteries of the universe, is somehow dat 'n payslip bied vir 'n bank meer sekuriteit as 'n entrepreneur wat 'n besigheid het, nee. Dit is vir my absolute, want daar is somehow sekuriteit, nee. En ek dink hulle sekuriteit lê daarin dat hulle sê, wel, as jy nou 'n payslip tipe persoon is, gaan jy dalk weer net 'n job soek, waar 'n entrepreneur het 'n groter kans om te val tot 0 en weer 'n risiko te vat. Maar sit in die 21ste eeu. Jou job is nie gewaarborg. Ja nee, ek so daai is ek sê ons het daai payslip, dit het gewerk 20 jaar terug. So dit het gewerk. Nie in vandag, ek wil sê post-COVID dit werk daai glad nie. So die bond originator wat ek altyd gebruik, hy vertel nou die dag vir my 'n baie snaakse storie. So hy vertel vir my dit is hierdie besigheidseienaar en 'n ou wat vir hom werk. So hulle twee het bank toe gegaan om aansoek te doen om saam 'n huis te koop. Toe kry net die ou met die payslip. Toe sê die kan hy borg vir Seker hy borg. Die eienaar sê toe vir die bank, ek gaan daai bliksem fire lank voor ek onderskryf. En kom ons sê vir jou gaan geld hê. Ja. Hy het nie werd. En daai nee, en ek bedoel dis die realiteite en ek bedoel daar is en ons kan dalk 'n bietjie Ernest as jy dalk ons kan daai op 'n ander episode of volgende week ook 'n bietjie unpack of wanneer ons by alternatiewe befondsing kom. Is ek weet byvoorbeeld Investec is byvoorbeeld een van die minbanke wat na die entrepreneur kyk. Werklik om te sê luister ons kyk as jy wil huis koop. Ja, ek kan vir jou 'n praktiese voorbeeld gee van hulle neem die besigheid in ag, die persoon, die package, nie 'n payslip nie. So onsaglike dom eendimensionele manier om na 'n persoon se ek wil sê sy riskprofiel te ons het vroeër vandag in die CRM sisteme, toe praat ons van daar moet ook 'n keuring wees, 'n kwalifisering proses in jou leads wat jy generate. So Investec het 'n baie streng kwalifiseringsproses. Ja, ek verstaan. Ja. Maar hulle kyk actually na die entrepreneur meer as baie van die ander banke. Maar ek dink die goeie nuus van die hele alternatiewe befondsing deel is die woord alternatief. As 'n opsie. Dit bring nuwe opsies. Ek meen ek wil amper sê dat enige persoon wat het kan in eiendom belê, selfs al is jy geswartlys, selfs al het jy nie 'n sent op jou naam nie, die alternatiewe befondsing gedeelte kyker vir almal, op verskillende vlakke natuurlik, en is net soveel makliker as jy net geld by die bank kan gaan kry. Dit is die eerste prys, maar daar is ook ander opsies. This is good stuff, I don't know. Ek is saam met jou op daai ene, dan begin ons volgende week met die M. Daar's hy. Dankie jy geluister het. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek. Manne, ek hoop julle rus geweldig. Lekker om julle weer te gesien het. Dankie vir lekker chat. Dankie vir julle, ja. En Dewald, dankie vir jou. Ag, waar's Dewald? Wel, hy's nie hier nie. Skus, ek het nie eers agter gekom. Ek spot. Ons het hom gegroet. Niks te sê. Nou maar toe, ons julle volgende Vrydag selfde tyd. Sal dit bly. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy
van ons episode te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.